is die eerste keer ons, as kerkraad, as hulle is altyd die agter, sy doen nie laat, as ons sê met mekaar, jy preek oor hy, jy preek oor hy, jy preek oor hy. Ons het hier buitekant gestaan, dus sê ons wat gaan ons lees. Ek gaan nou veel, ek het 'n paar afkondigings hierna, maar ek gaan vir Marijke Venter voorstel, nie Marijke Venter. Hulle het 'n krisis gehad op pad hiernatoe. Kleinkie het siek geraak, so haar moes vir die kind en dokter gevat het. Marijke is hulle is nie ons gemeente, sedert Januarie, sy en 'n man GJ, die klein kindertjies. Marijke is die nuwe kapelaan by Lugmagbasis Slangebaan weg. En soos julle bewus is die naweek gemeente Kampan, so Santi en Johan, hulle is almal by die gemeente Kamp. So Marijke, welkom vanoggend. Ons sien uit na wat die Here weer opgedra het om aan die gemeente te bring. Baie welkom. Voor Marijke aangaan, 'n boodskap gekry van Santi af. Is 'n boodskap van Santi van 'n paar afkondigings, môre Jacques. Die kamp is ongelooflik geseënd. Wens julle almal kom deel hê aan die kamp. Sterkte vir ons erediens. Ons het vir Marijke aan julle voorgestel. Dan net 'n paar afkondigings van die week. Onthou donderdag aand en donderdagoggend is hemelvaartdiens, 9:00 is 'n diens in die kerk. En vir die wat nie die diens kan bywoon in die oggend nie, is daar 1800, 6:00 is daar diens in hemelvaartdiens hier so in die kerk. Pinkster begin reeds volgende Sondagoggend 1 Junie. En dan is daar mense wat wil help met sop, of mense wat wil melk skenk vir melkkos, kan julle asseblief in die kerkkantore verbinding tree gedurende hierdie week. En dan kaartjies, die dameskuier op 19 Junie by die kerkkantoor vir Vintage in June. Die kaartjies is te koop by die kerkkantoor. En dan vra ons ook dat die gebedsatrie vir die kerkraad het komende Dinsdag ons kerkraadsvergadering en dat van die kerkraad besluite wat geneem word ook in die gebede sal opdra aan die Here. Baie dankie, welkom. Dankie Marijke, baie welkom. Baie dankie. Goeiemôre gemeente. Ek dink vir ons verder gaan. Dankie vir die voorsang. Kom ons maak toe ons oë en dan bid ons saam dat die liewe Vader by ons is. Hemelse Vader, ons kom vir 'n oomblik na U toe vanoggend. En ons kom dankie sê vir die geleentheid wat ons het om 'n land nog saam as 'n gemeente te kan kom, sonder vrese, dat ons saam kan aanbid, saam kan luister na U woord wat U vir ons kom sê en kom deel. Here, dankie dat ons vanoggend U kan kom ontmoet. Dankie vir U teenwoordigheid. Amen. So sê die God, die Here, hy wat die hemel koepel geskep het en dit oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, hy wat aan al die mense op aarde asem gegee het, die lewe aan alles wat op aarde beweeg. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. So spreek die Here. Kom ons staan en dan sing ons saam ons eerste lied, Helder skyn ons lig. Dis welkom te staan.
saam, tot die hele wêreld kan jubel uw naam. Mag uw lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met pulseer, tot die hele wêreld kan sien dat u geniet. Mag u troos hier deur ons weet, eer u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons Dankie. Het sal my baie lekker wees om te vra dat al die kinders wat graag wil vorentoe kom, asseblief vorentoe kom. My 2 sou vorentoe gekom het, maar die jongste ene sal van vanoggend af, ek weet nie hoekom hulle in die nag siek raak nie, maar dit is 'n mens ryk, dit is hy het ewesklik siek geword. So my man moes toe nou omdraai, want alles was vol. Ek moes net gryp in die kar vanoggend. Maar wat wonderlik is as die Here kom in ons lewens en sodra ons sê ons lewens vir hom gee en gebruik word in God se wêreld, dan kom die Vader en hy werk uniek met ons. Hy werk op so 'n spesiale manier met ons elkeen. Want vanoggend is dit 'n gejaag en dit is trek aan en kom ons moet gaan, ons gaan laat wees en dan sit hier skoonmaak en alles net reg kry en dan kom ons hier en ons sit hier. En die mooi is dat ons het 'n Vader wat ons in elke fase van ons lewe kom ontmoet. Jy's in daai gejaagdheid vanoggend, wil die Here vir ons ook iets spesiaals kom sê. Jy's in ons gejaagdheid tot hier vanoggend toe. Kom ontmoet die Vader ons. Dis nie net nou dat ons hier sit en kan asemhaal en hom aanbid op 'n spesiale manier saam met die gemeente alleenlik nie. Hy ontmoet ons in elke fase, elke aspek, elke goed, elke op en af, kom ontmoet hy ons. Maar ja, kinders, kan julle vorentoe kom asseblief, dit sal my baie lekker wees. As hy is vanoggend, ek glo so. Ek dink, en waar is my sweeties? Dankie dat julle vorentoe kom. Daar's ek. Is daar nog, het die kinderkerk al begin of begin hy na? Wanneer begin hy hierna? Okay, hierna. Dis reg. Okay. Het julle daar 'n lekker oggend gehad? Okay, nee, dan is ek baie bly. Wie van julle hou van Astros? Julle almal, nee. Is dit okay? Mag ek vir almal Astros gee? Sal dit okay wees? Niemand mag nie Astros eet nie. Niemand is allergies vir Astros nie. Okay, is reg. Okay, maar ek dink ek gaan sommer vanoggend
vir jou 'n bietjie Astros gee. OK. Wie wil nog Astros hê? Julle almal nie, natuurlik. Astros is lekker. Hulle is so kleurvol, nie? Is daar iemand wat nie van Astros hou nie? OK, maar ek dink ek gaan vir jou nog gee. Saai. Wil jy hê? Sal jy ook 'n bietjie hou van dit? Lyk dit vir julle lekker? OK, maar ek dink ek gaan weer vir jou gee. Sal jy nog 'n bietjie hou? Het jy nog plek in jou handjie? Is daar iets wat jy met dit wil maak? Wil jy vir almal gee? OK, maar ek dink ek gaan vir jou net nog 'n klein bietjie meer gee. Daar is hy. Wil jy nou vir almal gee? OK, wie wil nog hê? Wil jy 'n bietjie hê? Ek gaan vir jou 'n bietjie gee. Ek gaan vir jou soveel gee. Ek gaan vir jou gee. En ek gaan vir jou nog gee. Ekskuus as ek mors op die mat. Daar is hy. Wil jy nog hê? OK. Dis reg, jy is welkom om dit te deel. So kom ek kyk of ek gaan dit vir julle mooi kan deel. Baie dankie dat julle geluister het. Ek gaan kyk dat ek dit vir julle almal mooi deel. So Astros is lekker, nee? Maar weet julle wat beteken dit? Sê nou maar die Astros is die evangelie. Wat is die evangelie? Die evangelie is dit wat Jesus in ons lewe kom doen het. Dit wat hy in jou lewe kom doen het. Die evangelie is lekker. Het is lekker om kerk toe te kom. Het is lekker om te kom hoor van Jesus. Julle moet nie tel nie, want ek deel so met my handjies. Ek hoop dit is almal gelyk. OK. Hi, dankie dat jy so mooi oplet. Dit? Daar sê, ekskuus. OK. Sê jy 'n bietjie vir gee asseblief. Dan het julle almal relatief genoeg gekry en eweredig verswaar. So dit is hoe die evangelie werk. Is ons hoor die evangelie, ons hoor wat Jesus gedoen het in ons lewens. En dis lekker om te hoor, dis lekker dat Jesus ons kom vrymaak, dis lekker dat ons kan saam bid, dis lekker dat ons Jesus kan aanbid. Maar wat van die ander mense om ons? Hulle wil ook graag die evangelie hoor. So sê nou maar die Astros was die evangelie. Vanoggend se illustrasie is juist daaroor om die evangelie nie net vir onsself te hou nie. Want dit is nie gemaak net vir onsself nie. Dit is gemaak vir die mense om ons ook. En dit is hoekom Jesus vir ons aarde toe gekom het, en dit is hoekom ons donderdag ook hemelvaart gaan vier, sodat ons kan saam vier om die evangelie te gaan uitdeel aan die mense om ons. Maak dit vir julle sin? OK. Dink julle is welkom om sonnaskotte te gaan. Baie dankie. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En kyk, ek is met julle. Gaan dan heen en maak disippels. Gaan dan heen. Ek sien jou nou. Gaan dan heen en maak disippels van die nasies van die aarde. Dat elkeen in Jesus kan glo. Alle mag in die hemel. Alle mag behoort aan my. Gaan dan heen en maak disippels van die nasies van die aarde, dat elkeen in Jesus kan glo. Nooit sal ek jou verlaat nie, ek is nou saam met jou. Gaan dan heen en maak disippels van die nasies van die aarde, dat elkeen in Jesus kan glo. En dit is wat die evangelie is, en dit is hoe die evangelie versprei word. Is iemand wat moeite doen om vir iemand anderste die evangelie te verduidelik. En dit is ook hoe mense om ons tot geloof kom. So ons kan eintlik nou opstaan en huis toe gaan en die evangelie gaan verkondig. Is julle reg? Of doen ons dit al reeds? Kom ons maak ons Bybels oop in Handelinge 1 vers 4. En dankie dat julle die Bybel oopgemaak het al reeds op die stoel op sy plek oopgemaak het. As julle julle Bybels gebring het, ek het hom nie afgelaai vir julle nie. Handelinge
1. Handelinge 1 vers 1 tot 8. Ons maak dit oor, voordat ons verder lees. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons nou die woord kan oopmaak. Kom neem ons gedagtes vas vir 'n paar oomblikke. Nou op ons fokus. Here, kom openbaar iets nuuts, iets spesiaal aan ons vanoggend. Kom ontmoet elkeen vanoggend soos wat ons hier sit, in afwagting op U. Amen. Okay, Handelinge 1, vers 1 tot 8 lees. Die eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostel uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan mekaar verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hulle keer saam met hulle aan 'n tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe van die Vader wat hy beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. En mooi is hierdie gedeelte nie, om te weet dat in 'n tydperk donderdag vier ons hemelvaart. Hier sit die disippels in afwagting en Jesus sê vir hulle: julle mag nêrens heen gaan nie, julle moet hier bly. Maar hulle is reg om vir mense te gaan vertel, maar hulle moet bietjie bly. Jesus sê vir hulle: moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, maar bly. Wag op die Vader se beloftes tot julle van my gehoor het. Hulle het nie selfone gehad nie, op daardie tyd nie. So hulle moes gewag het. Maar die disippels was reg om te gaan verkondig. Maar hoekom is hulle gewag het? Hoekom is die disippels op so spesiale tyd gewag het? Hulle moes eers bemagtig word om hierdie groot opdrag uit te voer. Want hierdie die ongelooflike ding gebeur. Jesus het uit die dood uit opgestaan. En die mense in die wêreld, in die leefwêreld om hulle, is nog besig om te begryp dat iemand nou net uit die dood uit opgestaan het. Iets wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Nou moet hierdie disippels gaan en die mense gaan oortuig van God. Maar Jesus sê vir hulle: wag. Julle moet eers voorbereid word om disippels te gaan maak. Want hierdie opdrag is groot. Dis 'n groot opdrag om te gaan evangeliseer, 'n groot opdrag om vir mense te gaan oortuig van wat gebeur het. En hierdie ding is nie iets wat ons uit ons eie uit kan doen nie. Dis nie iets wat ons uit ons eie menslikheid kan doen nie. En dis hoekom hulle eers bemagtig moes word. Nou, daar's twee vrae wat vir my uitstaan op hierdie gedeelte, en dit is: waarvoor bemagtig Jesus sy disippels? Die ander een is: waarmee bemagtig hy sy disippels? Maar kom ons antwoord eers die eerste ene: waarvoor bemagtig Jesus sy disippels? Ons weet dat Jesus sy werk klaar gemaak het op aarde. Johannes 17 vers 4 sê juis: ek het op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U aan my gegee het om te doen.
Jesus het sy werk om te kom verlos voltooi. Toe hy die volmaakte offer vir ons sondes gebring het, deur aan die kruis te sterwe. Ons werk kom nou in, om hierdie verlossing, wat Christus aan ons gegee het, aan mense te gaan verkondig. En dit is juist hoekom Lukas 1 gesê het, Handelinge gaan juist oor die voorsetting van Jesus se werk. Dit beteken nie nou Jesus se werk hou op en nou is dit klaar nie. Sy werk gaan nog steeds voort, en dit is waar ons inkom, om hierdie verlossing in en deur Christus te gaan vertel. En Jesus bemagtig sy disippels om vir mense te gaan vertel. Jesus bemagtig ons om dit te doen waarvoor ons bestaan. Nou wat baie mooi is dat julle is baie welkom te gaan kyk. Stefan Joubert praat in Handelinge uit so 'n YouTube video, dan verduidelik hy mooi in fases. Julle is welkom dit te gaan kyk, hoe mooi Lukas en Handelinge saamwerk. Dis asof hulle sê Matteus, Markus, Lukas, en dan sê hulle moes Handelinge eintlik ingekom het, want dan verloop die verhaal eintlik baie mooi. Maar ek is nie 'n groot teoloog nie, ek is meer 'n sendeling om mense te help, as wat ek 'n teoloog is. Maar julle is welkom te gaan kyk. Hulle sê dat die vloei van Matteus, Markus, Lukas, en dan sê hulle, dis asof hulle Johannes eintlik na Handelinge moes gesit het. So dat dit moes eintlik gewees het Matteus, Markus, Lukas, Handelinge, dan Johannes. Maar julle is welkom om te gaan luister, want hy verduidelik het verskriklik mooi. Ek kan nie so mooi verduidelik nie. My hart, ek is 'n kapelaan vir 'n rede, omdat ons juist vir mense wil help ook, om hierdie evangelie te deel aan 'n klomp mense. Dit bring my terug na die volgende vraag: waarmee bemagtig Jesus sy disippels? Jesus het seker gemaak dat toe hy nog op aarde was, dat hy sy disippels sal onderrig. Jesus het nodig gehad om sy disippels te onderrig om met hierdie stuk evangelie, wat 'n groot opdrag is, te gaan verkondig en mooi met dit te werk. Want dit gaan nie net uit ons eie krag uit nie. En dit is waarvoor hulle moes gewag het. Hulle moes gewag het op die Vader se beloftes. En hier kom die mooi ook in, die Vader se beloftes wat sê die Heilige Gees gaan ons help. Want ons kan nie hierdie alleen doen nie. Ons kan nie alleen die evangelie verkondig sonder die hulp van die Heilige Gees nie, want ons moet na hom kan luister, wanneer ons daar uitgaan. Dit was nodig dat hulle krag gekry het van die Heilige Gees. Die werk wat hulle moes gedoen het, is so groot en omvangrijkend, en veel eisend, om aan ons eie menslike kragte te doen. En daarom het ons die Heilige Gees nodig, want sonder die krag van die Heilige Gees kan ons dit nie op ons eie doen nie. Ek wil eintlik sê, dan kan ons onsself flous. Maar hoe lyk 'n getuie vandag? 'n getuie vandag is dit wie ons is. Dit wie ons is, hier vandag, om eerstehands te besef, die Here het my kom ontmoet, die Here het my uitgeroep om te sê, jy is gekies, ek het jou gemaak, en jy sal my getuie wees. 'n getuie is die oomblik wanneer ek sê, Here, ek is bereid om u evangelie te gaan verkondig. Dan gebruik hy jou met die hulp van die Heilige Gees om die evangelie te gaan verkondig. Jesus sê, dis okay. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie teologie te gaan swat of al die goedes te doen nie. Jy moet bereid wees om my evangelie te gaan verkondig. Jy moet bereid wees om in 'n plek te lewe so, waar jy die Heilige Gees hoor, sodat wanneer jy by die winkel uitstap om te hoor, Here, moet ek nou vir hierdie persoon iets sê, iets gee, dan moet ons so in aanvulling wees met die Heilige Gees en met God in ons hele lewe, om te sê, ek gaan nou vir hierdie persoon help, of ek moet nou vir hierdie persoon 'n boodskap gee, of ek moet nou vir hierdie persoon iets meer deel. Want Jesus sê, hy vat die wat gewillig is.
Ek het altyd gedink 'n mens moet perfek wees om die evangelie te gaan verkondig. Maar Jesus sê ek gebruik jou net soos wat jy is. Want jy is bereid om dit wat ek in jou lewe gedoen het, te gaan deel. Dit wat Jesus in ons lewe gedoen het, te gaan deel. En dan ook sê hulle dat jy mag dalk die enigste Bybel wees wat iemand kan lees. Ons weet mos nou al daar's lande in die wêreld wat nie Bybels toelaat eens in hulle land nie. Maar mooi is dit dat jy mag dalk die enigste Bybel wees wat iemand kan lees. En ek dink as ons vandag vir mekaar hier so sit en sê, geografies, hoe lyk jou wêreld? Geografies, hoe lyk jou wêreld van die evangelie? Dan kan ons dalk met mekaar deel. Hier is my wêreld, hier is waar ek beweeg. Mag die Heilige Gees vir ons wys hoe ons in ons wêreld en waar ons beweeg die evangelie kan deel. Want dit kan selfs net 'n gewone goeiemôre, hoe gaan dit? Die Here is goed. Al gaan dit nie eintlik goed nie, God bly goed. En dit al klaar is 'n saadjie om te sê, wow, God is goed. Kyk hoe getuig die persoon se lewe. Om 'n getuie te wees van vandag is 'n intentionele leefstyl. Om in die oggend as ons opstaan, intentioneel te wees en te sê, Here, dankie vir wat U in my lewe kom doen het. Ons doen stilte tyd in die oggende, en dan gaan jy en sê, Here, gebruik my vandag, want my doel is om die evangelie te verkondig. My doel is om aan al die mense in die wêreld 'n stukkie Astro te gee. Want dit is lekker. Dit is lekker om die evangelie te hoor. Dit is lekker om vir mense te vertel, weet jy wat, ek het 'n ongelooflike slegte nag gehad, my kind is siek, maar ek weet my man kan hom vat, dat hy gehelp word. En in my weet ek, dit is al klaar 'n stukkie getuie om te weet, kyk hoe sorg die liewe Vader vir ons mense. Maar ons kan dit soms mis. Ons het Vrydag Memorial diens gehad. My Engels is vandag, hy meng met die Afrikaans, ek het baie lank as in Afrikaans gepreek. Ons het 'n gedenkdiens gehad Vrydag, wat ons juis die mense wat afgesterf het in diens herdenk. En soos wat ek voorberei, sien ek dat mense in die Bybels, dis eintlik baie mooi, hulle het verskillende gedeeltes in die Bybel, moes hulle klippe gevat het en aan altars gebou het, as herdenking van wat God gedoen het. En dit besef ek soms dan raak ons so besig met dit wat om ons aangaan, dat ons vergeet wat het God in ons lewe gedoen. Dat ons monuments, dat ons dit nie meer opbou nie, want wat herinner ons aan Christus vandag? En daar's baie mense wat goedes doen, soos hulle dra baantjies om hulle te herinner, maar my vraag vanoggend is, wat herinner ons aan die goedheid van God, wat hy in ons lewe gedoen het? Want soms kan ons vergeet wat hy gedoen het, en ons kyk vas in 'n klomp goedes wat gebeur, maar ons vergeet dat die feit dat ons hier kan sit vanoggend, as 'n gemeente saam, sonder dat ons vervolg word, is al klaar 'n stukkie wonderwerk, waarvoor ons kan dankbaar wees. Ek gaan 'n laaste stukkie deel. Adrian Adams is 'n sending, en hy werk met 'n klomp verskillende lande ook. Hy het vanoggend eintlik so 'n mooi stukkie deurgestuur. Hy sê, vandag is ons so bevoorreg om in 'n wêreld te lewe met elektroniese toestelle. En dit is maklik om vir mense van nie af in verskillende wêrelde te boodskap. My skoonmaale bly in Oman byvoorbeeld. Hulle mag glad nie Bybelstad toelaat nie. As iemand die is van Oman af, asseblief, ek het 'n pakkie om dalk saam terug te stuur. Maar ja, ons kan so vinnig vir mekaar boodskappe stuur. En daar's soveel mooi Bybelstukkies, en selfs so vanoggend, Stefanie Berg wat goedjies sit wat julle kan gaan na luister, en ons kan maklik die evangelie deel op die fone. Maar Jesus kom ook in en sê die Heilige Gees het ons nodig om daai evangelie oor te dra.
Mag ons in ons geografiese wêreld aanhou om 'n getuie te wees van Christus. Mag ons weer herinner word aan wat het Christus in ons lewe gedoen. Ek wens ek kon vir elkeen 'n pakkie Astros gee vanoggend. Mag ons vandag en in hierdie week gaan om te sê, wat is my Astro? Wat is my lekker van die evangelie? Hoekom kom ek elke Sondag kerk toe? Wat is dit wat my aan die brand sit om in die oggende op te staan, of in die aande, my Bybel oop te maak en tyd te spandeer saam met God? En dan neem ons dit, en ons gaan leef dit intentioneel uit aan die mense buite, want hulle wil ook hoor. Hulle wil ook hoor, wat het Christus in ons lewe gedoen, en wat het Christus in hulle lewe gedoen, en wat kan hy ook in hulle lewe doen? Wanneer ons skaam is, sal Christus ons gebruik, nog steeds, net soos wat ons is, want ons is bereid om die evangelie te gaan verkondig. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, die dag toe ons besluit het en gekies het dat ons in U wêreld wil beweeg. Die dag toe ons U aanvaar het as koning van ons lewe, laat U koninkryk eerste geplaas word, is die dag wat ons besluit het om gebruik te word. En Here, dankie dat ons vanoggend vir 'n oomblik kan kom stil staan, om net herinner te word, dat daai evangelie is nie net vir onsself nie, dis om uit te deel na buite. Mag U ons oë kom oopmaak, ons ore kom oopmaak, ons weer net kom in aanpassing sit weer met die Heilige Gees, om te kan weet wanneer, hoe deel ons die evangelie. Here, dankie dat ons weet dat ons 'n getuie kan wees vir U daar buite. Amen. Nee, ek dink volgende, ek mis nog altyd die offergawes, maar daar's nou geleentheid vir die offergawes vanoggend. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, dankie is so 'n klein woordjie, maar as ons dit gebruik, dan spreek dit so baie. Dankie Heer vir die gemeente so kollekte wat ons vanoggend kon opneem, en wil ek vra, o Heer, stort U seën uit oor ons gemeente se kollekte, in Jesus se naam. Amen. Terwyl julle sit, daai liedjie wat julle nou gespeel het met die kollekte, dit het my laat dink aan Scott Wesley Brown of Rodney Steele. Sê weer daar naam? Rodney Steele, nee, nie die jeugwerker, die wat gesing het. Is dit hy? Ja, dat is 'n ou liedjie. Dan sê die ouetjie in Engels, "Oh Lord, I am your servant. I'm here in this queue every Sunday and Wednesday. I'll serve every part of the church." En dan gaan hy verder, dan sê net, "But please don't send me to Africa. I don't think I've got what it takes. I'm just a man. I'm not a Tarzan like lions, gorillas or snakes." En dan sê dit, "I'll serve you here in suburbia in my comfortable middle-class life. But please don't send me to the ends of the earth. I don't think I've got what it takes." En dan het hy ook hierdie snaakse klanke en alles by. Ek wens ek kon dit eintlik vir julle gespeel het, dit sal baie oulik wees, maar julle is welkom as julle wil. Ek dink daar behoort nog 'n video ook te wees, iewerste van dit. Maar die liedjie het my nou baie daaraan laat dink. En dan laat mense sommer dink aan mag ons sit met die ongemak om die evangelie te gaan uitdeel aan die mense daar buite. Mag ons sit met ons area en mag die liewe Vader vir ons elkeen kom wys hoe ons die evangelie kan gaan uitdeel daar waar ons beweeg, daar waar julle beweeg, in julle week, elke oomblik. Mag julle bewus wees van die Heilige Gees wat vir julle kom attent maak om te sê waar en wie en met hoe julle die evangelie gaan uitdeel. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees.
Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here. Amen. Laat dit so wees.